Dr. Paul Lebout, bestuurder van Wildlife Stats Services, kom gesels vanoggend met ons oor DNS-tegnologie in die wildbedryf. Baie welkom. Dankie. Verduidelik nou eerstens vir ons, wat presies is DNS-tegnologie? Ek dink ons moet bietjie teruggaan in daai opsig na standaard 8 toe of die graad 10 vandag, waar ons almal geleer het dat in die kern van die sel is die kromosome waarvan die mens 46 het. En op die kromosome is daar gene. En die studie van DNS is om hierdie gene te identifiseer en dan assosiasiestudies te doen tussen die gene en sekere eienskappe, sê maar blou oë by mense of 'n sekere eienskap by 'n dier, en dit dan te gebruik om meer akkuraat te kan selekteer. Hoe verskil die toepassing van DNS-tegnologie in die beesbedryf met die van die wildbedryf? Ek dink hier moet ons eers kyk dat in die wildbedryf is die belangrikheid van vleis eintlik primêr, so dis 'n primêre produk. So die DNS-tegnologie wat ons in die wildbedryf gebruik, eerstens is baie soortgelyk aan dit in die beesbedryf. Maar ons gaan heelwat verder om ook die diversiteit te bestuur. Ons gebruik nou die DNA-merkers om diversiteitsbestuur te doen, en ons het nou onlangs die buffels in privaat besit vergelyk met die buffels in die Kruger Wildtuin in St. Lucia en Addo, en bewys dat die buffels in privaat besit meer genetiese variasie het as die wat in die Kruger Wildtuin voorkom. Maar die belang van dit is eintlik dat weer as die studies nou gereeld gaan doen en op verskeie spesies, en ons dan vir die boere aanbevelings gaan gee. So ons sal kan selekteer vir ons gewenste eienskappe terwyl ons die genetiese diversiteit van die spesies behou. En ek dink dis die kombinasie van die twee tegnologieë amper of toepassings gaan 'n groot verskil maak in die wildbedryf. Nou goed, Paul, daar word in teeling dikwels verwys van ekonomies belangrike eienskappe wat van een geslag na die volgende oorgedra word. Ek wil by jou weet, watter eienskappe is van ekonomiese belang in die wildbedryf? Kyk, ons begin maar in die wildbedryf met dieselfde as in die bees- en skaapteeling. Vrugbaarheid bly maar die belangrikste eienskap, want as 'n dier nie reproduseer nie, het jy niks om te verkoop nie of niks om te produseer nie. So ek dink die belangrikste eienskap bly maar vrugbaarheid. Die klem skuif egter by die wildbedryf 'n bietjie meer eerstens na jou aanpassing en jou siekteweerstand, wat baie primêr van belang is, want ons kan natuurlik nie elke wildsbokkie elke dag vang in die hande kry en kyk as hy 'n koors het nie. So dis belangrik. Die ander ding wat in ag geneem word is dat ons ook ander produkte het. Dis een van die voordele van die wildbedryf. Ons het nie net wildvleis en stoetteeling nie, maar daar is ook 'n jagmark en 'n ekotourisme mark. So om vir die horinglengtes te selekteer is ook van belang. Om daai deel van die mark te benut, want dit veroorsaak dat die boer op die grond tot 5 keer meer kan verdien op dieselfde stuk grond as wat hy byvoorbeeld met beeste of skape sou doen as gevolg van die ekstra inkomstestrome. Nou goed, ek sê vir jou baie dankie. So gesels Dr. Paul Lebout, bestuurder van Wildlife Stats Services oor DNS-tegnologie in die wildbedryf. Vir meer inligting besoek veeplaas.co.za, en om jy af te sluit, kyk ons na die jongste beskikbare pryse vir gewasse vir handeling in Desember.